Onse liefdevolle Vader, ons kniel vanoggend nederig voor U neer in erkenning dat U is die almagtige Skepper God. Vader, baie dankie vir hierdie wonderlike dag wat U vir ons gegee het. Die Sabbat as ook die geleentheid om vanoggend saam in mekaar te kom as broers en susters, as lede en familie van U. Dankie dat U by ons is en ons vra dat U by elkeen se hart sal inklim en hulle arms sal maak vandag vir U. Vader, ons vra dat U dit wat daar tussen ons staan en U staan, dat U dit nou sal verwyder, dat ons die woord wat ons kan hoor, die boodskap wat vir ons gaan kom, Vader, dat ons dit wat U wil hê ons moet daar uitvat, dat ons dit kan inneem, aanneem en deel kan maak vir ons lewens en kan getuig tot U heerlikheid. Ons draak vir Heinrich aan U op, Vader, ons bid dat U hom sal bystaan, dat hy U hom sal gebruik as U spreekbuis. Ons dink aan elkeen vanoggend, Vader, ons bid dat U by elke persoon wat hier is vanoggend, wat by ons ingeskakel is vanoggend, en ook dies wat nie hier kon wees nie, dat U by ons sal wees. Ons sal bystaan met dit wat U weet, struikelblokkings in ons lewens is. Ons bid dat U ons sonde sal vergewe en ons bid dat U nou die res van die verrigtinge sal seën. Amen. Net so, terwyl hy opstap, dies wat nie gisterand hier so was nie, en terwyl hy die stoele bepaal, as besoekers vir dies wat nie gisterand hier so was nie, Heinrich Viljoen, soos julle gehoor het, is betrokke by Adventiste Wêreld Radio, en is hier om vir ons 'n studie te bring en praatjies te doen oor die heiligdom. Ons sover was nog baie geseën met die boodskap wat hy al gebring het, en ons sien regtig uit na die volgende lesings wat nog volkom kan doen. Oké, 1, 2, daar sou ons is op die lig. Ek wil net oor toe gaan na die BD, al die goed kan nie. Ek vra my net later as sou vra vir twee wat opkom en ek sal dit beantwoord. So in 2015 praat ek en leraar Rainer, as ek leraar Rainer baie graag die heiligdom kom doen daar by Jeugfees, nee, alles is reg, ons gaan dit doen. En September maand, einde September, begin Oktober, is hulle daar so in Leidenburg. En ek praat met hom, hy sê, ek skuld vergeet om jou te sê, maar ons doen nie meer die seminare wat jy dit 3 dae het om deur te werk nie, dis nou net 1 dag. Okay? Maar dit gaan nie werk. 1 dag is te min, jy kort ten minste tyd om deur te beweeg. En ek kom by die huis, ek lê op die bed, ek sê, Here wel, ek het my uitstalling. As ek 15 minute. Hoe gaan ek op 15 minute se tyd vir die jong mense verduidelik wat hier aan? Ek kan vinnig deurhardloop, maar 15 minute gaan jy nie weer by alles kom nie. En hulle sê vir my skryf, ek sê nee, ek sê skrywer nie. Dis nie waar ek is nie, ek sal voorstaan, ek sal vra, dis wat ek doen, maar skryf nie. My stem bly aan, ek besluit ek sal pen vat en ek begin skryf. En op een of ander wonderwerk manier het die Here deurgekom. So goed, dat ek die boekie klaar geskryf het, in 'n maand se tyd geproef lees het, eers by Engels. Toe alles geproef lees is, stuur ek hom vir James se ouma, in ieder geval van Kat, en sy het hom deur, toe studeer na die predikante maak hom klaar, en toe uiteindelik klaar is, toe studeer lees, net betyds. So ja, daar is so 'n bietjie beskikbaar, dit gee die oorsig van wat ons hierdie naweek bestudeer. Nou, ek moet 1 boekie wegleer. Ek moet kyk wie opgelet. Jesus word gedoop om wat te doen? Die teks wat sê hy het iets kom doen. Abraham moes dit word vir die wat voor hom was. Jesus sê dit geword vir die wat voor hom was. Het gesê? Ek hoor gerechtigheid, ek weet, as hy oom het sê gerechtigheid. Kom, maal net die boekie. Hy is oomsin. Hy is ongelukkig Engels. Nee, ek sal hom gee net na die ding.
Okay, dan het ek nog geen, nee, ek nie dan doen nie. So wat ons gedoen het laas jaar is ons het nou omdat die baanbrekers moet op hulle met hulle al die afdelings inskryf en dan vir die tekspad gee waar dit gevind word en hoe dit vervul is. So ek het een hier vir 'n klein Bybel. Daar's nou jou klein print is jou as ek reg het is omtrent so 12, 13 centimeter in wyte. Dan het ek een vir jou lekker groot druk Bybel. So as jy 'n klein Bybel het, antwoord die volgende een. As jy die groot Bybel het, antwoord die volgende een. En dan het jy die hele uitleg met al die teksverse in wat presies wys waar dit gevind kan word. So, kom ons dink gou. Wat het die heiligdom op die heilige plek voorgestel met Jesus se groot voorbelewe? Dis nou vir die kleintjie. So as jy klein Bybel het, dan kan jy maar antwoord. Dit het sy wat voorgestel? Sy kinderjare, maar ook die geestelike proses. Maar hy kinderjare gesê, so kleintjie is gepas. Iemand met 'n groot Bybel kan hierdie 'n antwoord, want help nie jy het 'n klein Bybel nie, vat nie want hy kan nie pas nie. Ek het dit probeer. Kom ons dink aan nog een. Die wat gisteraand ek het dit weer vanoggend genoem. Die brode. Vertel my van die brode. Dit van lewe van God. Behalwe dit was ingebring en altyd vars. Daar's hy. So kom maar dit later, die wat nog meer wil sit, ons het hierso, daar sal wat sluit vanaand, sal dit seker voor wees. Ons gelukkig maar prysie daaraan, want ons moet dit laat druk en ons moet dit weer befonds dat ons weer kan wat maak. Hierdie kan die vinnigste preek wees wat jy nog ooit gehoor het. So, ek sal nou nie so maak agter my dat sit. So, wat skoon maak, ons tydjie maak dalk hardloop, maar ek ons deur dit beweeg en ek ons soveel as moontlik raak aan dit wat ons dan moet aanraak. So Psalm 63 vers 3 is 'n baie mooi teks wat ons sê waar Dawid inkom en wanneer ons SDA Bible commentary lees, dan sê dat David seems to call to mind the evidences of God's presence in the service of the sanctuary, such as the Shekinah. The greatest evidence of God's presence today is in the transformation of human lives. Wat my 'n baie mooi uitbeelding is. So Dawid sien eintlik die allerheiligste, hy het die beeld voor hom, maar vandag het ons dit nie meer by ons nie, en die grootste bewys daarvan is lewens wat verander word. En dit is eintlik vir die heiligdom se boodskap is. Dis God wat werk in lewens, maar dis lewens wat verander word om te wys wie God is en wat hy doen. So ons gaan in Jesus se voetspore stap. Ons het geëindig by toe hy die land is. Maar van hier af wil ons sien wat beteken dit vir ons. En ons moet in sy voetspore gaan, soos wat Petrus vir ons sê in 1 Petrus 2 vers 21 vers 3. Want hiertoe is julle geroep omdat Christus ook vir julle gelei het en julle 'n voorbeeld nagelaat het sodat julle sy voetstappe kan navolg. So Jesus het voetstappe vir ons gelos en in die heiligdom kan ons kyk na die voetstappe om te sien wat het hy vir ons nagelaat en hoe kan ons dit dan volg. So kom ons kyk na wat die heiligdom vir ons gaan leer. Ek sou geëindig met hierdie kort aanhaling aan die einde van die vorige een, wat tyd daar sit toe nie, maar hierdie was my net so mooi een wat uitgekom het, the exactness, skill, tact, wisdom and perfection which he required in the building of the earthly sanctuary of tabernacle, he desires to have brought to everything that shall be done in his service. En om te dink, daar was nie 'n persoon, ek kan nou net nie op hulle name kom nie, wat alles basies gebou het. Hulle het hulle helpers gehad, maar hulle was verantwoordelik geweest om alles daar te sit soos wat het moet wees. Die kandelaar is my die beste voorbeeld. Die kandelaar wat nie eens aan mekaar geweld moes wees nie, maar die pypies wat hier is, wat gegaan het, moes van die een kant tot by die ander kant gekom het. En dis waar die olie ingegooi was. So my vraag was geweest, hoe het hulle dit daai reg gekry sonder om dit aan mekaar te weld? Nou moet jy dan, daai goud is vuur warm. En nou moet hy gaan en hy moet seker maak, daai pypie het gebrek weer, sonder dat die goud aan mekaar of in mekaar insmel. En ons weet daar's vandag sekere metodes, maar dit was daar gewees, en God het spesifiek dit vir hulle gegee om daarmee te kan werk. En dis kom hier vir my so baie mooi aanhaling is in Testaments to the Church, volume 7, bladsy 100.
42. Daarin het verby van, kom ons begin by Egipte. Jesus sterf aan die kruis. Waar? Op Golgotha. Buite Jerusalem. So, waar vind Jesus homself? Want as ons wil terugbeweeg, wil ons sien dat dit min of meer in die stappe is wat God gewys het vir Israel, maar hulle het begin in Egipte, Jesus is in Golgotha. Hoe verduidelik ons dit? Wel, in die boek Openbaring word daar gepraat van die tempel, en Johannes wat die tempel toe moes gaan meet het, en daar's verskillende tempels gewees, waarna ek nou van verwys. Maar Openbaring 13, Openbaring 11, vers 1 en 2 sê, staan vir meer die tempel van God en die altaar en die wat daarin dan bid. Maar die voorhof buitekant, die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is in die heidene. So toe ek die heiligdom kyk, is van, okay, maar waar vind die heidene dan nou eintlik hulle self? Want die tabernakel aan die begin het nie 'n plek gehad waar die heidene eenkant kon wees nie. Dit was gewees, jy was of saam met God se volk of nie saam met God se volk. Maar toe gaan kyk ek na die uitlaat van die verskillende tempels. Nou hierdie was die heel eerste tempel gewees. En die voorhof waarvan hier gepraat word, is hierdie gedeelte hier. Die heidene mag nie daar binne in daardie gedeelte ingegaan het nie. Hulle moes buitekant omgebly, dis waar hulle was. Daar was Jode en van daar af het die priester ingegaan en daar het hy sy diens gedoen. Toe kom die tweede tempel, dit was nou die tempel wat gebou was en daar word dit ook die Jodese tempel genoem. En van wat ek verstaan was die gedeelte waarin hulle self toe kom bevind, hierdie buite gedeelte gewees, maar die altaar was dan daar binne in daardie voorhof gewees. So daar word nou gesê dat hy hierdie tempel moet opmeet en die gedeelte waar die heidene is, mag hulle nie, moet hy nie opmeet. En dan kom ons in Openbaring hoofstuk 11. Nou hier wil ek net so vinnig ietsie gooi. Ek gaan nie raak aan alles wat daar gebeur het in Openbaring 11 nou. Maar môre raak ons spesifiek aan die profesie van Daniël en die boek Openbaring. Want Daniël en Openbaring is heiligdom taal. As jy dit nog nie agtergekom het nie. Dis waarna ons gaan kyk. Ons sien hoe die heiligdom uitgebeeld word in albei van hierdie boeke. Maar dan het ons die twee getuies en sê, hulle lyke sal lê op die groot, op die straat van die groot stad wat geestelik genoem word, Sodom en Egipte. Maar wag nou 'n bietjie. Hierdie teks sê dit is waar Jesus gekruisig is. Was Jesus in Egipte? As 'n babie, ja, maar nie toe hy gekruisig is. Was hy in Sodom? Ek kon onmoontlik nie gewees het nie, want Sodom was verbrand gewees in Abraham se dae. So hoe verstaan ek wat dit hier eintlik sê? Maar kom ons kyk vinnig wat die Bybel vir ons dan openbaar. So toe Jesus gekruisig is hy buitekant die stad gekruisig, nie binne die stad nie op, wat ons weet, die gedeelte se naam is Golgotha. Maar dan sê dit Egipte. Nou gister dan toe ons gekyk het na Egipte, was daar iets wat baie interessant was, en ek sê as ons weer daarna terug verwys, en dit is wat Farao gesê het, toe Moses van gekom het. Hy het gesê, wie is die Here? Nou wie ek moet luister, ek ken die Here nie. Vind ons hierdie selfde of in dieselfde atmosfeer weer in Jerusalem, toe Jesus daar was. Ja, ons doen. Johannes 1, vers 10 en 11. Hy was in die wêreld het deur hom ontstaan en die wêreld het hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem. So erg wil ek hom nie eers erken vir wie hy is nie. So dieselfde wat in Egipte plaasgevind het toe Moses daar was, ons dieselfde gebeur weer in Jerusalem. Maar dan wat van Sodom? Hoekom verwys hy na Sodom toe? Wel, as ons gaan lees wat in Sodom gebeur het, ek moes prentjies gaan soek het en hierdie was die beste een wat ek kon kry wat ten minste kosher is. Maar dit was wildplek gewees. En as jy gaan kyk na wat hulle gedoen het, dan sê dit van wow, dis baie erg, maar vind ons hierdie dieselfde in Jerusalem weer? Jesaja 16 vers 19 en vers 49 en 50 sê vir ons wat die probleem was van Sodom. Nou ek sou dink dis al hierdie goed wat hulle gedoen het met mekaar wat God hulle gaan uithelp. Maar hoor wat sê Jesaja.
in trotsheid, in oorvloed van brood, sorgelose tyd, het sy na dogters geleef. Maar sy die hand van die arme en behoeftige nie versterk nie. Wat sy nog gedoen? En toe hulle hoogmoedig was en gruwelik voor my aangesig bedryf het ek dit sien, hulle weggekry. So nee, dit is nie net dit wat hulle gedoen het nie, dit was ook die manier hoe hulle geleef het, wat gesê is, dit is kom God die plek vernietig het. Wat ons dieselfde weer in Jerusalem, hoor wat sê Jesus. Wie julle skrifgeleerdes en fariseërs en pynstes, want julle eet die huise van die weduwees op, en doen vir die skyn landgebede, daarom sou julle 'n sporteroordeel ontvang. Matteus 22 vers 4 en 23, nee, hierdie moet 23 wees, jammer, daar is die fout, Matteus 23. Dan gaan Jesus aan, wat sê nog vir hulle? Wie julle skrifgeleerdes, fariseërs en pynstes, want julle eet tiendes en kluisement en anys en koljander en die swaardste van die wet, laat julle na. Wat is dit? Die reg en barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge behoort julle te doen, sonder om die ander na te laat. So sien ons dieselfde wat in Sodom gebeur het, weer in Jerusalem, ja ons doen. So hoewel Jesus se kruisig was, buite Jerusalem, is dieselfde dinge wat gebeur het in Egipte, ook gevind, daar in Jerusalem. So Jesus sterf dan in buite. Nou is ons praat, waar bevind ons onsself? As Jesus hom bevind het, en dit was die omgewing waarin hy geleef het, en wat se omgewing lewe ons? Waarmee het ons te doen elke dag? Die wêreld is nie maklik nie, en daar is sonde. Jesus sê self, Johannes 8, vers 34, ek sê vir julle, elkeen wat sonde doen, is 'n diensknegt van sonde. So Israel was slawe gewees in Egipte, en iets gebruik homself en sê, as jy 'n slaaf is van sonde, of as jy sonde doen, dan is jy 'n slaaf van sonde. En hy wil ons daar uitred. Romeine 6 vers 16, daai laaste gedeelte, sê hy, julle diensknegte is van hom, aan wie julle gehoorsaam is, of van die sonde tot die dood, of van gehoorsaamheid tot geregtigheid. Dis die keuse waar ek wil wees, en is, vind ek myself as 'n slaaf, nog in my geestelike Egipte. Waar ek vasgevang is met die wêreldse dinge. En dit is hier waar ek moet uitkom. So ja, Jesus was in 'n geestelike Egipte gewees, so die Bybel van ons verduidelik, en onsself in ons ook daar in 'n geestelike Egipte. En ek moet uitkom, hy wil my verlos uit hierdie plek van slawerny uit, sodat ek volmaak aan hom kan wees. Maar hoe doen ek dit? Israel word gesê om uit Egipte uit te kom, en die laaste plaag moet hulle 'n lammetjie slag. En die bloed moet hulle op hulle deurposte plaas. So wat moet ons? Wat doen ons? Wel, Jesus word daai volmaakte lam. 1 Korintiërs 5 vers 7, want ons paaslam is ook wat ons geplan, naamlik Christus. So my lammetjie is eintlik Jesus wie ek bring, maar hoe staan ek dit? Hoe pas ek dit toe? Johannes 19 vers 36 sê dat hierdie paaslam perfek was, geen been van hom sal gebreek word. En daar was geen been van hom gebreek toe hy aan die kruis gehang het. So Jesus is die paaslam. Maar hoe kom ek hom? Hoe gee ek alles oor aan hom? Want die Bybel sê vir my, Hebreërs 11 vers 6, sonder geloof. So my eerste stap om in sy teenwoordigheid te kom, om na hom toe te kom en sê, breek jy die bande van sonde van my af, is ek moet kom in geloof, wat sê, ek glo hy kan dit doen in my lewe. Hoe kan hy dit doen? Wel, hoe kan ek geloof? Romeine 10 vers 17 sê, en geloof is dis uit die gehoor, en die gehoor is uit die woord van God. So in hierdie Bybel vind ek geloof. In hierdie Bybel vind ek 'n antwoord tot my sondige lewe. In hierdie Bybel is dit vir my opgeskryf wat ek moet doen om hom te aanvaar as die lam van God. So die lammetjie word nou vervang met geloof. Ek hoef nie meer te kom met 'n lammetjie na Jesus toe nie. Ek kom nou in geloof na hom toe en glo dat hy my sonde van my af sal wegneem. Volgens Romeine 10 vers 10 en Johannes 3 vers 16. Maar dan het ons gekyk en ons gesien dat Israel besny moes word. Dit was deel van die verbond gewees. Maar wat was die vereistes van die verbond?
Ek sal vir hulle 'n God wees. Ek sal hulle in die land bring en besnyding. So Abraham het hierdie ontvang. Dit was die eerste verbond wat gemaak is en regdeur sien ons hierdie verbond word herhaal agter mekaar. Maar besnyding moes toegepas word. So kom ons kyk, wat behels dit? Hoe gaan ek nou in geloof in dieselfde stappe volg? Die Bybel vertel ons die volgende. Galasiërs 5:6. Wanneer Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbestredenheid en enige krag, maar geloof. So ons sien die eerste stap wanneer ons moet kom na Jesus toe, kan Paulus nou sê dit bly dieselfde en regdeur soos wat ons gaan deurbeleef, kan ons sien dat geloof elke keer na vore kom. Nie op een plek kan ons kom waar geloof nie 'n rol kan speel nie. Maar hier gaan hy sê geloof wat deur liefde werk. Wat 'n liefde? Die liefde wat hy bewys het. 'n Liefde wat wys dat hy alles sou gee om my uit my slawerny te verlos. Dan staan nog 'n paar ander vers, 1 Korintiërs 7:19. Besnydenis is niks, onbestedenheid is niks, maar die onderhouding van God se gebooie. So hierdie wat nou moet plaasvind in my, wat moet verander, beteken dit ek moet in geloof en liefde lewe om God se gebooie te kan onderhou. Wat nog? Want Christus Jesus het nog besnydenis, nog onbestedenheid, enige krag, maar 'n nuwe skepsel. Galasiërs 6:5. So besnydenis word verander, dit is nie meer 'n fisiese ding wat plaasvind nie, is meer 'n geestelike, want Paulus skryf vir ons in Romeine 2:28 en 19, dat dit nie die openbaring van besnydenis is nie, maar hy sê hy is 'n Jood wat in die verborge is en besnydenis is die van die hart, die gees. Waar moet God sy wet plaas? Ja. En dit is waar besnydenis kom, is hy wil my hart verander en net ek moet my hart besny sodat hy opnuut in my hart kan werk. Soos daai besnydenis is daar, maar dan is daar ook iets anders wat hulle moes doen. As hulle die offer bring, moes hulle sout saam met hulle offer bring wat deel was om die verbond te onthou. Jesus kan wel eers Levitikus 2:13, dis 'n bewys, jy mag die sout van die verbond van jou God by jou spysoffer nie laat ontbreek. Jesus sê die volgende: want elkeen sal met vuur gesout word en elke offerande sal met sout gesout word. So Jesus verwys terug na hierdie einste verbond en hy sê, as jy hierdie verbond wil hê, laat toe dat ek my sout op jou sit, sodat jy die sout van die aarde kan word, soos wat dit later ook dan beskryf word. In die boek Konings van die Eeue sê dit, in die seremoniele dienste is sout by elke offerande gevoeg. Soos die wierook het dit te kenne gegee dat net die geregtigheid van Christus die offer vir God aanneemlik kan maak. So hierdie sout wat gebring is nie net, ja, julle is die sout van die aarde en gaan leef nou die verbond uit nie, maar dit is eintlik die sout wat kom en sê, weet jy wat, ek wil vir jou Jesus toon. Ek wil vir jou wys wie Jesus in my lewe is, sodat jy die groter prentjie kan sien van wie Jesus is. En dit is eintlik waaroor die heiligdom gaan. Baie keer kyk ons na ons sê, maar wat ek moet doen, soos ek moet doen, soos ek moet doen. Nee, dis wat Jesus in my moet doen. Dis sy geregtigheid wat in my moet uitleef. Matteus 5:13. Julle is die sout van die aarde. So ons is deel van hierdie verbond wat God maak. Maar dan is dit ook, ek sal vir hulle 'n God wees en ek sal hulle bring in die land wat ek aan hulle beloof het. Is dit nog steeds dieselfde? Of is die verbond weg meer gedoen? Daar kom ons kyk wat sê die Bybel vir ons. Hebreërs 8:10 sê daar is 'n verbond wat hy weer gesluit met die huis van Israel. Maar wat sê hy? Dat niks verander behalwe die besnydenis. Hy sê, ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my volk wees. Dieselfde wat hy vir Abraham gesê, sê hy weer. Hy verander nie die verbond nie, hy verander net een aspek van die verbond. Sy gedeelte bly dieselfde regdeur. Jesegiel 36:28. En julle sal woon in die land wat ek aan julle vaders gegee het, en julle sal vir my 'n volk wees en ek sal julle God wees. So hy bly regdeur sê dieselfde oor en oor, dan verander niks
Maar aan die volk is daar gesê, hy gee vir hulle die land Kanaan. Wat ons voor? Wel die verbond sê waarvoor ons wag. Maar nou verlang hulle na 'n beter een, dit is die hemelse. Daarom skaam God nie vir hulle om hulle God genoem te word nie, want hy vir hulle stand berei. So hierdie verbond wat hier is, dieselfde een wat met Abraham gemaak is, kom dieselfde oor. Jy moet besny, maar nie die gees, nie die fisiese nie, die geestelike. Hy sal op God bly. Hy skaam nie daaroor om ons God genoem te word nie. En hy sal ons lei na ons beloofde land. Filippense 3 vers 30 sê, nee, vers 20 sê, ons burgerskap is in die hemel. Dis waarvoor ons wag. Dit is ons tuiste. En dit is die belofte, hy sal ons inbring na ons beloofde land. Al wat ons moet doen, is om te aanvaar wat hy gedoen het. Deur geloof te kom en in liefde te werk. Maar kom ons kyk net vinnig na hierdie geregtigheidsaspek. Die verbond hou geregtigheid in. Maar dan kom Paulus en hy sê vir ons, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet. Terwyl die wet die profete daarvan getuig. So ek wil vinnig kyk na die heiligdom. Hy gebruik twee dinge. Hy sê geregtigheid en wet. Maar Paulus skryf en hy sê God se geregtigheid is openbaar sonder die wet. So waar vind ons die wet? Hier is die wet. Maar God kom en hy sê, my wet gaan nie die geregtigheid openbaar nie. Waar word God se geregtigheid openbaar? By die kruis. So dis waarna Paulus wil hê ons moet kyk. Maar hy sê die wet is nog steeds belangrik, want die wet kom daarna. Hoe weet ek dit? Want dan sê hy die geregtigheid naamlik van God deur die geloof. So waarmee ek tot God toe kom, is wat hy dan neem en deel maak van sy geregtigheid. In Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie, want ons almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. So my regverdigmaking vind nie plaas wanneer ek deur geloof tot hier kom nie. My regverdigmaking begin al reg hier aan die begin, wanneer ek kom deur geloof en ek sê, vat my sonde. Neem dit weg. Dan kom hy en hy sê, ek plaas my geregtigheid met jou, maar nou wil ek hê, jy moet begin beweeg. Jy moet die transformering van die lewe ervaar, soos wat hy dan werk. Romeine 3 vers 21 tot 26 ook mooi weer of hom met God voor te stel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof. Om sy geregtigheid te bewys deur dat die sondes onbestrafbaar bly wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God. En dan wat gebeur het? Dis wat hier op die kruis gebeur het. So al daai ongestrafte sondes, alles waarvoor daar geboet is nie, Jesus voorkom boet toe aan die kruis gesterf het. Want waar sê dat julle, ek weet nie as julle opgeleid nie, elke geloof onderstreep. Die woordjie bly daar. Nie een keer wat ek deur dit beweeg het, geloof enigstens werk van dit bly daar regdeur. So ons sê die besnyding op die verbond wat ook dan nog steeds daar is. Hebreërs 8 vers 10 sê net vir ons, dit is dieselfde konsep, net ons gedeelte verander. Waar die manne moes besny word, nou is dit ons almal met ons harte geestelik besny. Dan op praat. Jesus sterf van kruis. Hy neem die plek op. Hy word die lam wat hier geplaas word in die plek van die sondaar. Maar wat word die lammetjie opgeplaas? Kan jy die lammetjie verbrand as daar nie hout is nie? So hierdie hout moet hier brand. Daar's 'n vuur. Nou kyk wat sê Jesus hier. Toe sê die Here aan die Satan, mag die Here jou bestraf, o Satan, ja, mag die Here wat Jerusalem verkies het jou bestraf. Is hierdie nie een van die brandhout wat ek uit die vuur uitgeruk? Sonde moet verbrand. Daar's nie een ander keuse nie. Die loon van die sonde is die dood. Dit moet weg, verby. Maar hy sê hierdie is een stuk brandhout wat ek hier uitgeruk het as gevolg van my offer. Hoe weet ek dit? Wel, die Bybel gaan aan. Hier is nog 'n paar wat mooi is. Amos 4 vers 1.
So het ek julle omgekeer soos God Sodom en Gomorra omgekeer het, sodat julle soos 'n stuk brandhout was wat uit die vuur geruk is. So weet sê God, is my werk, ek kom bring jou hier uit, waar jy bevind is. Judas, in 22 en 23 vers, en as sommige wat twyfel, moet julle barmhartigheid bewys, maar ander moet julle met vrees red, deur hulle uit die vuur te ruk, en ook die kleed moet julle haar by die sonde bevlek. So God is die een wat sê, ek red uit, maar hy nooi ons om saam met hom in die werk te doen. Want as ons nou weer in die proses is, en wat ek later gaan verduidelik is, ons kom hierso voor sy troon, maar hy sê nie bly hier nie, hy sê ons terug. En hy sê, help my hulle uitdra. Help my die kry wat daai reddingservaring moet beleef. So hierdie ou was ek. Ek was daai stuk hout wat daar binne in gebrand het, wat hy kom uit, hoe het hy dit gedoen? Omdat julle weet dat julle nie losgekoop is uit ydeling nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos 'n lam sonder gebrek, vlek is. Daai stuk hout het hy met sy bloed voor hom betaal, sodat ek verlos kan wees van sonde. Saul, later Paulus geword het dit ervaar. Want Jesus verskyn aan hom daar toe hy op pad was na Damaskus toe. En hy sê vir hom, dis ek. En hy ruk hom daar uit en hy verander sy lewe. Later sê Paulus, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Elkeen wat doen? Glo. Waarmee kom ons na Jesus toe? Geloof. So die krag, die evangelie, daai krag daarvan is vir elke Jood, vir elke Griek, vir elkeen van ons tot redding. En dit is wat Jesus vir ons kom doen. Hierdie gedeelte kry ek een keer toe ek gelees het in die Athens Review. Aaron Davidson skryf dit in sy artikel, and there was a gossip heaven, January 2013. By his life and ministry, but most important, by his atoning death and resurrection, Christ emerges triumphant in the cosmic conflict. Calvary was the altar of the heavenly sanctuary. Maar jy baie mooi uitbeelding. Hier is die altaar van die hemelse heiligdom. Hier het verlossing begin plaasvind vir ons as Christene. So wat moet ons dan doen? Romeine 12 vers 1 en 2 sê, ons moet in die lewende offer word. Ons moet onsself kom plaas, maar nie om verbrand te word nie, maar om daai lewende offer te bly, deur wie God kan werk. Deur wat te doen? Deur om 'n verandering te laat plaasvind. Dit is waaroor die spreek gaan. Ons word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Ons bly nie hier waar so die sonde ons vashou nie. Ons wil nou verander word deur die vernuwing van ons gemoed. So ons moet aanbeweeg sodat ons die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God kan besef en weet waaroor dit gaan. Okay, die opgave is stadig lees. By his life, ministry, but most important, by his atoning death and resurrection, Christ's emergence triumphant in the cosmic conflict. Calvary was the altar of the heavenly sanctuary. Dankie. Die evangelie lê hier. Hier is waar verlossing plaasvind. Dankie oom, want dit is dit wat dit moet wees. Dit is hoekom ons hierdie het. Dit is waar die wil van God moet uitwees. En ons moet daarvan getuig. So kom ons kyk dan verder. Daar het ons aan die evangelie 1 Petrus 1 vers 18 en 19 en Romeine 1 vers 16 wat sê, dis daai evangelie wat ons verlos. Het ons ook 'n wolkolom wat ons gelei? Jesus wat Israel gelei was, ons is nou uit ons sonde uit, ons is verlos. Die evangelie het my vrygemaak, maar ek kan nie net hier bly nie, ek moet nou aanbeweeg. Is al wolkolom? Johannes 16
vers 7, 11 en 13. Hier is Jesus se woorde wat sê, maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as ek kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Sonde omdat hulle nie wat doen nie. En my glo nie. So die eerste werk van die Heilige Gees is om my te kom oortuig en te sê jou geloof moet opbou. Jy moet glo dat Jesus die lam is. Jy moet glo dat hierdie evangelie jou wil vrymaak en ek stap in. Die tweede een sê hy van geregtigheid omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. So Jesus sê geregtigheid is hy beweeg aan, hy wil hê ons moet hom volg en dan kan ons hom volg. Maar dan kom die derde een en hierdie is die gevaarlike een. Oordeel. Omdat die owerste van hierdie wêreld beoordeel is. Waar is ek geoordeel? By die kruis. En as ek by daai punt kom en die Heilige Gees kry my nie by daai derde punt uit nie en ek bly hier, is ek verlore. Want dan kan die oordeel oor my kom. Maar let op. Is die oordeel oor my op hierdie oomblik of oor die owerste? So wat kom vertel die Heilige Gees van? Hy kom vertel my, ek hoef nie sonde te lewe nie. Hy kom wys vir my, ek kan in Jesus lewe ervaar as ek hom net volkom en geloof. Maar wanneer hy kom met die Gees van waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek en die toekomstige ding aan julle verkondig. So die Heilige Gees se werk is om my te lei om tot by Jesus te kom en alles wat hy sal sê, kom nie uit homself. Hy kan my herinner aan dit wat Jesus kom leef het hier op aarde. So ons het ook 'n tipe van 'n wolkkolom, die Heilige Gees wat ons nou van lei, stap vir stap om in God se teenwoordigheid in geloof te kan kom. En wie julle ook nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, en wie julle nadat julle ook geglo is, beseël is met die Heilige Gees van die belofte. So die Heilige Gees se werk is nie net om my te lei nie, maar ook om my te verseël, Efesiërs 1, vers 13. So dit is die Heilige Gees wat hierdie doen. Wie kan ja. So die Heilige Gees word dan die wolkkolom wat my lei vanaf die evangelie af wat my vrymaak na die volgende stap toe. Die waskom. En hier kom ek by die waskom en wat leer ek uit Jesus se ervaring? Wat wil hy moet ek hier raak sien? Jesus gesterf het aan die kruis, ek het dit gisteraand vinnig genoem. Maar as jy kyk nou hoe die heiligdom uitgelê is, dan is die waskom aan die sykant. Die priester ontvang die lammetjie. Jy as sondaar kom. Jy bring die lammetjie, jy sit jou hand op die lammetjie, priester sit sy hand op en met jou vrye hand kry jy die mens. Nou, toe ek gedink het daaraan, ek sê ek wil eintlik 'n lammetjie koop, daai nagemaakte lammetjies. En dan wil ek hom hier sit, dan wil ek iemand kom nooi en sê kom sny die keel af. Hy kan geen geraas maak nie. Jy hoef niks te worry nie. Hy is so stil soos nog iets. Maar dink aan die ervaring wat het moes gewees het vir die sondaar wat daai lammetjie moes bring en daai lammetjie moes perfek wees. Beteken dit was een van die beste lammetjies wat jy kon kry. En hier staan en hy sny hierdie lammetjie se keel. Daai bloed kom op jou hand en op die priester se hand. Van hier af by die priester dit hy maak dit gereed, plaas dit op die altaar en nou kan hy maak gereed om in die heilige plek in te gaan. Maar hy mag nie die heilige plek ingaan voordat hy nie sy hande en sy voete gewas het. So nou kom hy hier en kom ons sê hierdie is skoon water. En sy hande is vol met bloed. En hy kom was sy hande in die skoon water. Wat word hierdie? Water en Jesus sterf van die kruis en om seker te maak dat hy dood is, vat die soldaat 'n spies en steek dit in sy sy en wat kom uit? Water en in sy aan die sykant.
As jy kyk het na hoe hy uitgelê is, was die waskom nie in die middel nie, hy was aan die sykant toe geplaas, en dit is die uitbeelding gewees van wat sou gebeur. So van daarop het God al reeds die verlossingsplan daar gestel. Johannes 19 vers 34, die spesifieke steek daar bloed en water uitgekom. 1 Johannes 5 vers 6 sê vir ons, dit is nie net water en bloed alleen nie, maar deur die water en die bloed, en dit is die Gees wat getuig, maar die Gees is die waarheid. So hier sien ons, die Heilige Gees lei my, en deur hom ervaar ek hierdie water en bloed ervaring wat sê dis Jesus se lewe, hy het gesterf en hy het opgestaan, en ek kan ook in hom sterf en opstaan. Hoeso? 1 Johannes 9 vers 14. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus wat homself deur die ewige Gees aan God sonder spek geoffer het, julle ook reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Hoe reinig hy? 1 Petrus 3 vers 21, hier lees ek my baie mooi ding. Hoeveel van julle het gehoor, hulle sê, ek hou Sondag, want dit is die herdenking van Jesus se opstanding. Ja, almal het dit gehoor. Hier is die bewys. Bybel, wat die Bybel praat. Wat is die ware viering van Jesus se opstanding? Waarvan die teebeeld die dood ons nou ook red, nie net as afleiding van die vuilheid van die vlees nie, maar as 'n bede tot God, 'n goeie gebed dit deur die opstanding van Jesus Christus. So die Bybel sê vir my wat die regte metode is om dit te vier. Nie om 'n dag te aanbid nie, maar om gedoop te word in Jesus. En dit is nie net om my pyllewe af te lê nie, maar ook om te sê, begin om in my te werk, so ek is 'n skoon gebede kan kry, dat ek in God se teenwoordigheid kan kom, waar Jesus my vrymaak van sonde. Hy val weg, hy staan vir my in, maar ek kry daar die goeie gewete in hom. Ons is dus nou saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so 'n nuwe lewe kan bewandel. So ek kom uit my slawerny uit, in die doopwater gesin, en nou kry ek die geleentheid om 'n nuwe lewe in Christus te wandel. En dis wat hy my dan van hier af wil leer. So die doop is dan die herdenking van wat Jesus gedoen het, wat my herinner aan die ewige evangelie wat my vry kom maak. So die doop kan ons vandaag plaas by die waskom, volgens 1 Petrus 3 vers 20. Het Jesus versoekings gehad? Ja, het. Beteken dit ons kan sonder versoekings wees. Nou as ons dink, Satan het hom net versoek toe daar na die doop na hom toe gekom en kyk wat doen hy by die kruis. 3 maal. Weer kom hy en sê, as u die seun van God is, as u die seun van God is, as u die seun van God is. Maar hy sê dit nou deur mense. En deur die mense kom nie die woorde, maar Jesus bly vas, hy gee nie in nie, en hy staan deur dit, sodat hy ons perfekte offer kan word. En dis hoekom Hebreërs 4 vers 15 sê, ons het nie 'n hoofpriester wat nie medelyden het met waarheen ons gaan. Want hy was in elke opsig versoek, net soos ons, maar sonder sonde. So wat se versoekings kan ons sien? Wel, daar is verskeie versoekings. Ek seker al van ons kan noem wat se versoekings ons al deur was, maar hy word opgesom in 3. Dit is wat gesê word in 1 Johannes 2 vers 16. Want alles wat in die wêreld is, wat hier te vind is begeerlikheid van die vlees, begeerlikheid van die oor en die grootsheid van die lewe. En dit kom nie van die Vader nie, dit is uit die wêreld, hier waar jy in slawerny is. So jy moet kies om van dit af weg te kom. En hoe gaan ek dit doen? Hoe gaan ek nie ingee wanneer die versoeking op my pad kom? Die skrywer van Hebreërs sê vir ons hoe om dit te doen. In hoofstuk 12 vers 1 en 2. Terwyl ons aan so groot wolk wat getuies rondom ons sê, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop wat voor ons lê. Hoe doen ons dit? Met die oog gefestig op Jesus, die leidsman, die volëinder van die geloof, wat die vreugde wat vir hom voorgehou is, die kruis bedra het,
die evangelie vir my geword het, die skande verag het en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. So hoe kan ek van hierdie versoekings ontslae raak? Hoe kan ek daartoe werk om nie in sonde te val nie? Wel, die enigste manier om dit te doen is om my oog op Jesus gefestig te hou. En dis die heiligdom. As ek inkom, dan kom ek tot by die altaar. My lammetjie word geplaas. Nou moet ek deur die Heilige Gees deurwerk. Jesus is nou die een wat gesterf het, ja, terwyl, maar ek kan nie daar bly nie. Maar wat gaan gebeur as ek vir een oomblik tot hier kom en die volgende oomblik kyk ek terug? Ek het 'n voorbeeld gedoen, tyd kan ons nie toelaat nie. Twee jong mense aan die kant laat staan, en sit kyk. Kyk hoe daai kant toe, trek die hand. Ek kom probeer dit. Ek dink daar's 'n paar van julle wat dit probeer het. As jy daai kant kyk en ek trek dan, boem, plat is jy. Maar dan daarna kyk vir my en bou weerstand op. En nou trek hy. En hy kyk. Hy kan nie val nie. Hoekom nie? Waarop is sy oog gefestig? En dit is wat hierdie uitbeelding is. As ek vir een oomblik sê, ek is op pad, Here, maar dan is dit baie maklik om terug te val. Ek kan nie die maat speel in my lewe toelaat nie. Ek moet nou daar verandering hê. Ek moet sê ek gaan voortbeweeg en ek gaan nie vir een oomblik terugkyk nie. Wat het gebeur toe Petrus terugkyk? Daar op die water. Hy loop, hy's opgewonde. Wat het gebeur met Lot se vrou? Verlossing is gebied. Sy kon uitkom. Maar haar hart was nie om uit te kom. Haar hart het nog gelê en so dan sy kyk terug. Dis net voorbeelde. Voorbeelde wat ons wys wat gaan gebeur as ons oog van Jesus afneem. En dis kom ons so besigtig moet wees, maar hier is die belofte. Ek weet Chanel hou van hierdie en is soos een van haar kunstelinge as ek reg onthou. 1 Korintiërs 10:13. Geen versoeking het julle aangekry behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee sodat julle dit kan verdra. So wanneer die versoeking kom en my oog is op hom gefestig en ek hoor wat hy sê, dan gaan hy nie my aandag kry nie, maar die oomblik wat ek sê laat ek net omdraai net weer luister soos Eva luister. Dan is my kanse baie beter om te val. Maar dan sê die God, dis ek. Want hy beloof hy sal nie versoeking op my pad wat ek nie kan oorkom. Kom ons Swaziland. Ek is besig om video editing te doen, my pa is besig met gesondheidsexpo en volgende oomblik klop hulle aan die deur, ek is besig, ek het nie baie tyd nie, maar hy kom en hy sê vir my, hier's weer 2 man. Praat met my. Ek dink okay, reg, so met hulle gou sit en gesels, hoor wat hulle wil hê en uiteindelik kom die boodskap deur, nee, hulle wil weet wat hulle moet doen, hulle wil 'n gesonder lewe leef. So nee, is reg wat ek ook met hulle gesels. Hier vertel die ou aan my linkerkant van my. Hy rook daar, hy drink alkohol en hy's verslaaf daarop. Eerste teks wat in my kop opkom op daai oomblik is om vir hom te sê, maar die Bybel sê jou liggaam is 'n tempel van God en hy wie sy tempel, hy wat die tempel sken, sal God sken. Eerste teks wat opkom en ek ken dit. Volgende dag staan die 2 manne op by die deur uit, daar sal hy so uit. Ek dink nie ek moes dit by hulle gesien. Maar dis my kop opgekom. Fyn, hulle is uit. Ek kan weer edit. Halfuur daarna is 'n klop weer aan die deur. Wat te edit. Nee, jy maak die deur oop. Hier staan die 2 manne in. 5 liter alkoholbottel. 'n hele sak vol met dagga. Ons sit dit vir so 'n tafel neer, dis dit. Klaar dan. As die Bybel sê, daai goed is besig om my liggaam te vernietig, kan ek dit nie in my liggaam neem nie. Ek is van wat? Ek het vir jou 'n verkeerde boodskap gegee. Jy stap hier in en 'n maand later hy is terug daarna. En ons stop spesifiek daar in die dorpie waar hy was. Ons skryf daar by die lodge. En wat is die eerste vraag wat ek kon vra? So, ek kon nie dit volhou. Hy sê ek het nog een keer van daai dag wat ek daai besluit geneem het, dit weer oor my lippe geneem. Ja. Wat sê dit vir my?
Een versoeking sou oor jou pad kom wat jy nie kan oorkom nie. God is getrou om dit te doen. En daardie is 'n getuienis dat God getrou is en dat 2 manne, ons het hulle weet net na dit het ons hulle in die doopwater gestaan en reg deur die tyd gesê ek gaan nie terug gaan na my ou lewe toe. En dit is Filippense 6:17 is eintlik hierdie ene wat ek het aangehaal het. Ek sê nie dat jy simpel is. Dit wat jy toelaat in jou liggaam, as jy dit gaan toelaat dat dit jou vernietig, dan gaan God jou vernietig. Die versoekings is daar, moenie inkeer daarop nie. So, versoekings gaan ons kry, ja. 1 Johannes 2:6 sê, dis deel van die wêreld, by 1 Korintiërs 3:1 Korintiërs 10:13 sê vir ons, dat ons kan dit oorwin, want God sal nie dit oor ons pad van wat ons nie kan oorwin nie. Dan kom ons hier, ons is nou deur, ons sê die versoekings ervaar, dit is op ons pad, ons werk deur, maar ons wil nou kom tot by waar Jesus is in geloof. En die eerste ding wat voor ons staan is hierdie gordyn wat hier oor was. Nou wat sê die gordyn? Nou hierdie vind ek in Exodus 26:36 en dit praat van 'n deur. So Jesus het ingekom, sy lewe het gegaan, hy het in die hemel ingegaan, maar hy deur iets gegaan, dit kan ons nou in Openbaring sien. Maar hier sê dit vir ons, you shall make a screen of door of the tabernacle, woven with blue, purple and scarlet thread, and fine woven linen with a weaver. Nou, ek kan sê nie dit is 'n deur nie, maar die Engels sê duidelik, dit was die deur gewees. So hierdie is die deur waartoe jy kon ingaan. En in Openbaring sê dit die volgende, kyk, ek ken jou werke, kyk, ek het voor jou 'n geopende deur. En niemand kan daai deur toesluit. Niemand het mag voor die deur behalwe Jesus. Maar dan sê hy vir ons, want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloor nie. Hy weet waar ek is. Hy weet ek was hier gewees. Hy sê, ek weet jou krag is min, maar kom in. Kom in die deur en ek wil vir jou wys hoe om nou geestelik te groei. En dis hoe die Heilige Gees ons dan verder dan inlei in die heilige plek. En wanneer ons in die heilige plek inkom, is die eerste ding wat die priester dit sou doen, die kandelare wat aan die linkerkant was. En die priester moes hier inkom en dan moes hy elke keer seker maak in die oggend en in die aand dat die lampies gebrand het. So hy het olie by hom gehad wat hy kon ingooi en dan seker gemaak al die lampies brand. Maar net soos wat die waskom uit soliede koper uitgemaak is, net so is die kandelaar uit soliede goud uitgemaak. En net van 'n vrug na soliede koper. Wanneer daar gepraat word van 'n ornament en daar's hout in dit, kan ons onsself ook daarin plaas. Want die hout verwys terug na mensdom, maar dit is oordek met koper. So my menslikheid word oordek met Christus se geregtigheid. Maar hier is daar geen hout nie, dit is soliede koper wat sê, dis nie iets wat ek doen nie, dis iets wat hy doen. Dis sy geregtigheid wat oor my kom. Ek sê ek gaan in sy geregtigheid in en ek kan dit daarvolgens lewe. Die enigste ornament wat ek laat inkom in die heilige plek is die goue kandelaar wat soliede goud was. Lampies wat gebrand het. En dis waar die priester dan ook seker gemaak het dit brand. Lees ons weer van 7 lampe. In Openbaring vind ons Jesus wat tussen 7 lampe is. Die verborgenheid van die 7 sterre wat jy in my regterkant gesien het, en die 7 goue kandelaars, 7 sterre, is die engele van die 7 gemeentes, en die 7 kandelaars wat jy gesien het, is die 7 gemeentes. So Jesus is eintlik hierdie kandelaar, hy is een wat tussen die kandelare beweeg. En is sy lig wat ons skyn, maar ons word ook die lig. Hy gee die lig vir ons sodat ons sy lig aan die wêreld toe kan neem. Maar dan is daar iets wat ek opgelet het, het maar eintlik uitgestaan. Die eerste aanhaling wat ek aanhaal is baie mooi. Dit vertel ons maar net dat hierdie 7 kerke, of die volledige kerk voortgestel, en deur die geskiedenis, die tye van die apostels tot en met die laaste dag, voordat iets gaan kom, stelde die kerk se geskiedenis. Kyk, dis mooi. Maar toe lees ek hierdie volgende ding. Each of the 7 messages begins with a personal description or designation of Jesus taken from the vision of Christ given in Revelation 1. En toe ek lees dit so, is dit so? Kyk, dit was my verbasing toe ek dit raak sien.
Openbaring 2 vers 1 is Openbaring 1 vers 13, hy die 7 sterre in sy hand. Openbaring 2 vers 8 is Openbaring 1 vers 8, 11 en 18. Hy is die eerste en die laaste, hy dood en lewendig geword. Openbaring 2 vers 12 en 1 is Openbaring 1 vers 16, skerp tweesnydende swaard. Openbaring 2 vers 18 is Openbaring 1 vers 4, hy het oë en voete. Dan Openbaring 3 vers 1 is Openbaring 1 vers 7, die 7 geeste. Openbaring 3 vers 7 is Openbaring 1 vers 8, hy het die sleutels in sy hand. Openbaring 3 vers 14 is Openbaring 1 vers 5, hy is getroue getuie. So elke kerk het 'n beskrywing van wie Jesus is. En dit is wat die kerk is. Die kerk is 'n beskrywing van Jesus. Efesiërs 5 vers 23 sê soos Christus ook hoop is van die gemeente en hy die verlosser is van die liggaam. In die boek Handelinge van die Apostels, bladsy 9 hoofstuk 1 sê dit die kerk is die werktuig van God vir die verlossing van die mensdom aangewys. Dit is op diens ingestel en sy sending is om die evangelie na die wêreld oor te dra. Waar is die wêreld? Die wat verlore is. Die kerk is gestig daarvoor, soos ek in Christus groei, so gee ek ook die boodskap terug. Dis daai evangelie wat my kan verlossing van sonde. Julle is die lig van die wêreld. Laat julle lig so skyn voor die mense dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik in Matteus 5 vers 14-16. Soos wat die polisie kan kom en hy vul dit op en die olie gaan in. So begin die lampies te brand, maar hierdie olie stel wie voor? Die Heilige Gees. Soos lees in Levitikus 24 vers 2, gee bevel aan die kinders van Israel dat hulle vir jou suiwer uitgestampte olyfolie vir die kandelaar bring. Nou net om te wys, ek weet nie alles van die heiligdom. Iemand het nou die dag gesê, hy is 'n bok en is 'n hoofbok. Ek sê bok. Ek studeer dit, ek leer en elke dag leer ek. Soos gisteraand het ek geleer, waar is John? Nou sê hy. Ek wil hom daai minuut my reg help dat ek nou dit mooi verduidelik. Hy sê wat gedoen is die olyf om daai suiwerolie uit te kry, het hulle die punt gesny en dan om laat hang. En die danse het self die olie laat uitdruk. En daardie olie wat daar uitgedruk het, was die suiwerste olie wat daar kom, want as jy daai olie in 'n verhitte formaat gesit het en ingegooi het, en ek weet nie, wie van julle het al olie bietjie verhit, dan word dit rook. So as jy hom in daai verhitte ding gesit het, dan sou dit baie rook gemaak het, maar dit kon nie baie rook maak binne in die heiligdom. So hierdie olie wat hier ingegooi is, 'n spesiale olie wat op 'n manier gedoen was, duidelik geraak my sê, wow, ek het dit nie eens gedoen. En dit is hoe ons leer uit die heiligdom, daai klein goedjies wat van ons vertel, en as jy daaraan dink, perfekte olie, die Heilige Gees, suiwer olie, die Heilige Gees is suiwer, jy kan nie iets daarmee saam inmeng nie. So hierdie olie word dan later beskryf in die boek Sakaria, van die olie wat voorkom, Sakaria hoofstuk 4 vers 6. En dan kom God en hy sê, nie deur krag of deur geweld, maar deur my Gees. En dit is dieselfde hoofstuk waar gepraat word van die olie uit die olyfbome uitkom. En God sê, dis my Heilige Gees. So God se Gees is hier uit. En toe sit ek met 'n tannie wat een van die goed bywoon, sê vir my, Heinrich, ek het 'n probleem met julle as adventiste. Ek kom uit 'n kerktyd waar daar wonderwerke gedoen word. Die ou staan nie voor, lê sy hande op en die persoon val om. Dan praat hulle in tale. Is dit tekens van die Heilige Gees? Ek sê nie, wag, kom ons gaan gou hier. En ek wys vir daai hierdie tyd se waar dit wys. Die vrou van die Gees is in die naam van Jesus Christus val hom. Ons sal nie eintlik wat jy sê, is dit wat die teks sê? Nee. Die teks sê dis liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid. Sorry, sê dan te gaan bietjie vinnig. Goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Dit is die vrug van die Gees. Dit is die tekens dat die Heilige Gees in jou woon, nie om tekens te doen en te wys hoe te doen word, maar om hierdie vrug uit te lewe in jou lewe. En hoe weet ek dit? Want Jesus sê daar gaan baie wees wat in daai dag vir my gaan kom en sê, maar ons nie in die naam duiwels uitgedrywe
groot kragte gedoen en geprofeteer nie. En Jesus gaan vir hulle sê, ek het julle nie geken. Julle wat in die wolk my Vader geken het. So ja, daar is plek vir tekens en ja, daar is plek waar tale gepraat kan word. Maar nie soos wat ons dit sien. Ek dink aan tale praat. Elke persoon wat daar by die wat daar was toe Petrus en die apostels uitgegaan het en begin praat het die boodskap in hulle eie taal gehoor. Nou sê ons ja, dit was tale gewees wat gepraat het, maar dink hieraan. Toe Petrus opstaan en hy praat met almal wat daar was, wat die taal het hy toegepraat? En almal het hom verstaan. Dis taal. Nie ek nie. God wat die boodskap oordrag. God wat die boodskap oordrag. So is iets wat ek daarna gedink het, toe sê, toe Petrus opstaan, wie toe vir hulle taal? En nogtans is daar 3000 mense bedoel, daardie dag. So die kerk is hierdie lig. Dis Jesus, is hy wat die lig van die wêreld is, maar hy nooi ons om saam met hom die lig te wees. Maar ons het die Heilige Gees nodig om in ons lewens te wees, sodat ons hierdie lig kan uitstraal na die wêreld. Toe bedoel dit daar. Dis wanneer die priester nou kom, hy kan kom by hom wat hy uiteindelik hier binne in die wierookaltaar sal sit, maar hier bo op is wierook en hy vat daai kool en hy steek die wierook aan bo op die tafel. Maar dan het ons ook die twee stelle met brood wat hier was. Levitikus 22 vers 5 tot 8, dis maar net die beskrywing, so jy kan dit vinnig neerskryf. Dit is waar daar vertel word hoe dit gedoen moes word en waaroor dit gegaan het. Daar sê dit vir ons, daar was stywe wierook wat Moses gevoeg was, wat ons gedenkoffer moes dien, en dan elke Saterdag moet hulle die diere voor die aangesig van die Here reg sit, so met net so daai Sabbat aangesluit, dis twee verruil, en dit was die ewige insetting. Jesus verwys daarna, Johannes 6 vers 33, sê hy, want die brood van God is hy wat uit die hemel neergedaal het en aan die wêreld die lewe gee. Ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dorst kry. So hy sê, ek is hierdie brood, ek is dit wat julle nodig het te eet. Patriarchs and Prophets, let's say 354, it's an acknowledgement of man's dependence upon God for both temporal and spiritual food, and that is received only through the meditation of Christ. Hoe mediteer ek op Christus? Ek lees sy woord. Ja, kan bid, ja, kan lofliedere sing. Ja, daar's fantastiese boodskappe in die lofliedere. Maar daai boodskappe gaan my nie net met Jesus vind. Hier binne is waar so ek mediteer op hom. Hoe doen ek dit? Psalm sê vir ons, waarmee gaan die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit hou na die woord. Dan sê hy, ek het die woord in my hart geberg, ek het dit deel van my gemaak, sodat ek nie kan afdwaal van die gebooie nie. Want ek wil nie ken die sonde. Dit is my baie mooi vers hierdie. En hy uiteindelik kan hy sê, hy doen dit, sodat hy nie sal terugval na sy ou lewe toe. Hy wil nie weer daar wees, waar hy vandaan gekom het. En Jesus sê vir ons in sy gebed, ons te daarvoor bid. Gee my vandag, my daglikse brood. Bid daarvoor, dat hy sy woord ontvang en jou dien. Omdat julle sterk is in die woord van God, en julle bly en julle die bose oorwin het, so 10 Johannes 2 vers 14. Dit is hoe ons staan, dit sal bly, om die woord van God te studeer. Die Satan na Jesus toe gekom het en hom kom versoek het, wat doen Jesus? Daar staan, beskrywe. Sou dit kon doen as hy die woord geken het nie? Hy het dit geken en daarom kon hy hom aanwys en sê, maar dit is wat die woord van God sê. Die hele skrif is die God ingegee en is net tot lering, wederregting en teregwysing, sê 1 Timoteus 3 vers 16 en 17. En dan wil ek hierdie een aanhaling hier laat. En hierdie is vir my 'n baie hartseer ding. Hulle die lig van die wêreld. So hulle is hier. Hulle ken alles. Hulle het die meeste se werk gevolg. Hulle het elke punt van ons geloof verstaan, maar nogtans het hulle nie die ooreenkomstige werke getoon nie. Praat ek nou van die leiers. Hulle het die profeseë, kosbare skatte, die heilige wysheid bekend was,
En hulle moes volgens daar dit optree, maar wat doen hulle? Hulle doen nie. So wat moet ons doen? Want ek kan nie op bly en staat maak nie. Ek kan staat maak op die wat sê hulle ken die woord nie. En sê elkeen moet die Bybel nou vir homself ondersoek, op hulle knieë voor God met 'n nederige, onregverdige hart, soos die van 'n kind, sodat hulle kan weet wat God van hulle verwag. Testimonies to the Church, volume 5, wat ek noem met 5. Moenie staat maak op die wat sê hulle is hier nie. Want dit is nie noodwendig dat hulle lewens volgens wat hier is. Gaan soek jouself. As hy sê dit is die ding, gaan maak die Bybel oop en kyk, maak seker. Dit is al maniere om staande te kan bly. Dan kom ons by die wierookaltaar. Wat stel die wierookaltaar voor? Wat is die werk van die wierookaltaar? Dawid bid en hy sê, laat my gebed soos reukwerk voor jou aangesig staan, die opheffing van my hande, soos die aandoplig. En dis waar die priester sou kom, en hy plaas die kool wat hy van die altaar af geneem het, hier binne-in, en hy steek die reukwerk aan, wat dan deur die dag sal gebring. Dis waarom Dawid dink. Openbaring sê vir ons, daar was 'n ander engel wat ingekom het met 'n goue wierookbak en by die altaar gaan staan het en baie reukwerke aan hom gegee om dit met die gebede van al die heiliges voor die goue altaar voor die troon te lê. Dis ons gebede. Dit is wat dit voorstel, maar ons gebede kan niks doen nie, tensy dit nie in Jesus gevind is nie. Hoe weet ek dit? The incense ascending to the praise of Israel represents the merits and intercession of Christ, his perfect righteousness, which through faith is imputed to his people, and which can alone make the worship of sinful beings acceptable to God. Before the veil of the most holy place was the altar of perpetual intercession. Before the holy, an altar of continual atonement by blood and by incense, God was to be approached, symbols pointing to the great mediator, through whom sinners may approach Jehovah, and through whom alone mercy and salvation can be granted to the repentant, believing soul. Ja, my gebede is daar, my gebede beteken niks, as Jesus nie die een is wat instaan. Sy geregtigheid en sy geregtigheid alleen kan my red. En dis deur sy geregtigheid wat ek my gebede bring. Paulus sê, bid sonder ophou, dis nodig. Dit is wat die Here vir ons leer. Dis ons geestelike groeiproses. Ek kom kerk toe, ek leer, ek kry die lig, maar dit kan nie alleen my help nie. Ek moet daagliks in gebed wees, ek moet daagliks vra dat ek gevul is met die Heilige Gees. En dan moet ek die woord van God op 'n daaglikse basis studeer. En dit is 'n proses wat elke dag moet plaasvind. Want die een oomblik wat ek dit nalat om te doen, is die vinnigste wat ek terugkyk van waar ek vandaan kom. Dis hoe belangrik hierdie groei proses is. So, die groeiproses, volgens Hebreërs 6:1, jy kan daai gedeelte gaan oplees, is dan wat hier plaasvind in die heilige plek. Dan kom ons by die voorhangsel. Ons is amper daar. Ons is nou hier, ons is gereed om in te gaan. Maar hier by die voorhangsel is iets wat baie interessant is. Eerstens, dis Jesus se vlees wat voorgestel word. Deur sy vlees het ons nou toegang om in te kom in die hemelse heiligdom, in geloof. En dit is wat Hebreërs 10, vers 19 en 20 vir ons sê. Dit is 'n lewende weg wat vir ons oopgemaak is. Maar dan is daar iets waarna ons gaan kyk vanmiddag, nie die 2:30 nie, die laaste ene, die 3 engele boodskap. En hier binne vind ons die 3 engele boodskap soos wat dit uitgebeeld is, en die boodskappe kom deur, en dis van waar God die boodskappe terugstuur om die wêreld te gaan waarsku. Wat is daai boodskap? 2 Korintiërs 5:14 en 15 en 20. Want die liefde van Christus dring ons, omdat ons van oordeel is, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. Dis 'n versoeningsboodskap wat van hier af uitgaan na die wêreld. En die 3 engele boodskap het alles met daardie versoening te doen. Maar ek gaan nie nou daaroor raak. Dis vanmiddag. So moenie daarop uitmis nie. Ons vind uit wat hierdie boodskap is en hoe dit alles by mekaar inpas. Maar
Hier kom die leidsaamheid van die Heilige Gees pas. Hier is hulle wat doen. So sê hierdie teks vir my, dat die Heiliges hier in die wêreld is en hier besig is met hulle eie dinge, of sê die teks vir my, die Heiliges is die, wat hulle aandag gefestig het op dit wat hier binne in die Allerheiligste aangaan. Satan kan my nie aanval as ek hier rond is en ek beweeg hier nie. Hy wil my aanval as ek daar besig is met die komste dinge. Maar, dis die leidsaamheid van die Heiliges, dis hulle wat die gebooie van God en die geloof van Jesus bewaar. Openbaring 14 vers nee, dis nie vers 7 dan. Laaste kant, dis Openbaring 14 vers 12. Die Heiligdom vertel baie. Maar in die Allerheiligste kom die grootste prentjie nog. Want is in die Allerheiligste wat ons moet inbeweeg en waar ons Jesus vind. Dis waar ons die 10 gebooie vind, dis waar ons God se verlossingsplan vir die eerste keer raak sien. Want dit is ook waar ek die Sabbatsgebod weer vind. Net soos wat dit vir Israel hier gegee is, kom ons deur hierdie proses en God lei ons deur dit en bring ons by die versoeningsboodskap. En die Sabbat is eintlik 'n versoeningsboodskap. Dis nie 'n boodskap om te sê reg en verkeerd nie, dis 'n boodskap wat sê dis God se tyd wat hy ons spandeer om ons te versoen met hom. Dis 'n tyd wat hy ons het by een volle dag. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. En dit was daar van die skepping. God het dit ingestel sodat die mens kan rus. Maar nou sit ons met hierdie probleem. Kolossense 2 vers 16 en 17. Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of in betrekking tot 'n fees of nuwe maand of Sabbat nie, wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge maar die liggaam behoort aan Christus. Kyk. So volgens hierdie teks soek ek nie meer die Sabbat te hou nie, né? Is dit wat die teks sê? Nee, dis nie wat die teks sê nie. Wat sê die teks? Jesus begin hy deur om te sê, laat niemand julle oordeel of in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of nuwe maand of Sabbat nie. Wat het op hierdie tye gebeur? Wanneer daar 'n fees geroep was, was daar 'n maaltyd voorberei en 'n offer moes gebring geword. Dit was 'n skaduwee ding. Wat het op die Sabbat plaasgevind? So ek gaan julle net die verwysing gee van waar so dit is. Nou ek het nou my speakerarms neem, so daar kom neer gesit. So die verwysing kom uit daar's hy. Numeri 28 vers 9 tot 5. Op die Sabbat moes hulle 'n lammetjie bring en dit op die altaar lê. Daar was daar spysoffer, daar was 'n drankoffer. Al daardie goed moes hulle bring en op die altaar kom sit. Op die Sabbat. Is dit nog nodig vir ons om op die Sabbat te kom met 'n lammetjie en dit op die altaar te sit? Nee, is dit nodig om met my spysoffers en my drankoffers te kom en dit op die altaar te sit? Nee. Want dit was 'n skadu van dit wat sou kom. So wat Paulus hier sê is, moenie dat mense jou oordeel met wat gedoen moet word op die Sabbat en hoe dit gedoen was nie, want dit is meer weggedoen nie, die Sabbat moet nie gehou word. Die Sabbat moet nog gehou word, die Sabbat is meer weggedoen nie, maar dit wat hulle gedoen het, dit wat deel was van die seremoniële wette, hoef nie meer gedoen te word. So daar is dit al klaar op die feesdae en môre, praat ons spesifiek oor die feesdae. So moenie môre se mis nie, want dan ons kyk hoe die feeste ons help om te verstaan wat kom, maar ook hoe dit in plek val met God se verlossingsplan. Moet dit gehou word of nie gehou word nie? Dis môre se onderwerp. Maar die Sabbat. Daar's 'n dier wat opkom uit die aarde en hy van God se Sabbat betrap. Daar's 'n ander dier wat lyk soos 'n lam, hy praat soos 'n draak. En wat gaan hy doen? Hy gaan kry dat almal op aarde daai dier weer moet aanbid. Dis sy fokuspunt. God gee vir ons die Sabbat. Hy sê daar is my Sabbat. Die mense, kom ons gaan doen wat hulle gedoen het met die goue kalf. En ek sal op daai goue kalf julle uitstap ook. En 'n mooi bytel om daar op sit en die hele wêreld kry om daai beeld te aanbid. En dis wat Openbaring 13 vers 14 vir ons vertel. Hy verlei die bewoners van die aarde deur tekens wat hom gegee is, om voor die oë van die dier te doen, weer aan die bewoners van die aarde te sê, dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier wat die swaard mond ontvang het en lewendig geword het. En dan net daarna vra dit, daar gaan vuur uit die hemel uitkom.
Nou daar van navolgtaal, No. wanneer die vuur uit die hemel uitgekom. Wanneer ons lees in die boek, Leviticus, wanneer hoofstuk 8 tot hoofstuk 11, praat dit oor die inwyding van die heiligdom. En wanneer jy dit lees, sê dit, en toe Aaron en Moses uitgekom het alles klaar op plek gesit het hulle voor die altaar gekom en vuur uit die hemel het gekom en op die altaar gekom en die hele volk het neergebuig in aanbidding voor God. Die tweede keer toe dit gebeur het, is toe Salomo se tempel gevul is en 'n wolk het ingekom dat niemand daar kan wees nie, en toe Salomo bid, en daar vuur uit die hemel gekom en op die altaar geval, en die hele volk het in aanbidding gegaan. Wat gaan die dier doen? Ek praat eintlik om taal. Daar's baie om daar te sien. Hy is daarop uit om God se tyd, God se plan van verlossing weg te swaai sodat ons aandag op iets anders moet fokus. Hoekom wil ek teruggaan na waar ek in sonde was met vuur wat hier gaan neerdal? Ek kom ons nie wees. Ek wil daar wees waar ek veilig is by Jesus. Want hy het ergens van die 7de dag gespreek en God het op die 7de dag gerus en al sy werk doen. Want as Joshua, die Engels vertaal mooi, Jesus, aan hulle rus gee, sal hy nie van 'n ander dag van afgetrek. Daar bly dus nog 'n Sabbatsrus vir die volk van God. Wie het sy rus ingegaan het, dis ook self van sy werk. Dis volk van sy. So daar het ons Jesus se vleeswording wat toelaat dat ons kan inkom deur sy bloed, die 3 engele boodskap van versoening en aanbidding. Reeds 10 vers 20, Openbaring 14 vers 6. Wat van die heilige plan? Waarmee is Jesus nou besig? Hoekom wil hy hê, moet ek in geloof tot hier kan kom waar hy is? Moet kyk wat in die Bybel. Daarom met God, omdat hy nog kragtiger aan die erfgename van die belofte, die onveranderlike van sy raad betoon, met dit met die eed gewaar word, sodat ons deur 2 onveranderlike dinge, waarom dit onmoontlik is dat God sou lief, kragtig bemoediging kan hê, ons wat ontplig het om vas te hou van die hoop wat voor lê, en ons het dit as 'n anker van die siel wat veilig en vas is, en ingegaan het tot binnekant die voorhangsel waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het, hy wat volgens die orde van Melchisedek die hoofpriester geword het met ewig. 2 dinge sê hy waarin ons kan vashou. Wat is dit? Ons hoop in Jesus. En daardie kan daar nie gelief word. Dit is al waarin ons kan vashou. Die hoop en ons hoofpriester wat binnekort gaan kom. My kinders, ek skryf hierdie ding aan julle, dat julle nie moet sondig, dat julle nie moet terugkyk nie. Asseblief moenie teruggaan na waar julle was nie, maar as iemand dalk 'n fout gemaak het, as jy nou per ongeluk te kwaad geraak het en iets het jou teruggetrek, dan is 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. En hy is 'n versoening vir ons sonde, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. En hierdan weet ons dat ons hom ken, as ons wat doen. So waar wil hy moet ons aandag wees? By hom. Met die oog gefestig op Jesus. En hy nooi ons uit, hy sê, kom laat ons die saak uitmaak. Kom ontmoet my daar binnekant waar ek is, in geloof, en kom sit saam met my, en ons gaan gesels. Ek het 'n plek by jou. Ek het 'n weg gebaan, sodat jy by my kan wees. En hoe vind ek hierdie weg? Wel, is om na hom te kom. Om na die hoofpriester toe te kom, wat in my wag, volgens Hebreërs 6, vers 17, terwyl hy daar is, moet ons kom. Maar die wêreld gaan binnekort verwoes word. Waar gaan een ek myself bevind? Kan ek my bevind nog hier in die wêreld, en daarmee saam verwoes word? En waar moet ek wees? Hier in die heiligdom. Nie fisies nie, dit is nou geestelik. Maar waar moet ek geanker wees? Ek lees in die boek van Eksodus die volgende, en dit was my baie mooi toe dit uitstaan.
The remnant that remains of the curtains of the tent, the whole curtain that remaineth, shall hang over the backside of the tabernacle. Ek lees dit in Engels en in Afrikaans sê dit vir my so mooi nie. Maar dit praat van twee dinge. Wat is die eerste een wat julle raak sien? Die eerste woord wat daar staan, wat uitskryf, wat iets sê. Wat is die eerste woord? The remnant. Wie is the remnant? Openbaring sê vir ons die draak is 'n toring tot die vrou en het weggegaan om oorlog te voer teen wie? Aan nakomme. Hulle wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus sê. Hy wil my kom aanval omrede ek daar is. Hy wil hê ek moet my aandag terugkry na die wêreld toe. En hy sal alles doen om my daar te kry, maar ek kan nie ophou nie. Ek wil daar wees en dis waar my veiligheid is. So, eerste ding. Ek kan hier wees. Nie binne nie, buite. Die gordyn hang agterkant uit. So the remnant that remain kan daar wees. En hier is die goeie nuus. Satan is uit die hemel uit gewerk. So hy kan nie eintlik hier inkom nie. Hy kom nie daar in om ek toelaat vir my gedagtes te kom en sê, weet jy wat, jy's nie waardig nie. Hy kan nie my hier kom besoek nie. So ek kan vir hom baie mooi sê, Bybel alleen. As ek vas staan. En dis waar ek moet wees. En dis die goeie nuus. So as hy nie daar kan kom nie en ek is daar bevestig, dan is ek veilig. Veral wanneer die aarde uiteindelik tot die einde kom. Maar dan sê dit 'n half thereof. Wag 'n bietjie, hou. Waar het ek gelees van die helfte? Wag 'n bietjie. Jesus het vertel van 10 maagde. 10 maagde het wat gehad? Elkeen het 'n lamp gehad. So almal van hulle was hier. Hulle was gereed. Hulle het gewag vir die bruidegom. Hulle het gereed gestaan. Maar 5 van hulle het wat gedoen? Ekstra olie. Wie is die olie? Die Heilige Gees. Hier is hulle wat die gebooie van God het. Die getuienis van Jesus het. En die Heilige Gees. Maar altyd nie aan slaap geraak. En toe die oproep kom en sê die bruidegom is op pad, was 5 van hulle gereed gewees, hulle was verstandig, hulle het die ekstra olie gehad en hulle kon saam met die bruidegom gaan, maar die ander 5 het nie gehad nie. Wat word vir hulle gesê? Gaan terug waarheen? Ek wou verby sê. Ons het net gepraat, waar kom ek vandaan? Egipte. Want terug daar waar jy dit kan koop. So waartoe word hulle teruggestuur? Hulle is nie gereed vir die bruiloft van die lam. Ons sê daai olie nodig. The remnant that remaineth, the half thereof, shall hang in the backside of the tabernacle. Daar waar Satan jou nie kan aanval nie, is waar jy bevind word. Ja, jy kan in slaap bevind word, maar as jy nie genoeg olie het nie, gaan jy ook nie gered word. Want jy gaan te lig bevind. Dis in die heiligdom. Een versie in die heiligdom vertel vir my God se verlossingsplan. En as Jesus eendag van uitbeweeg uit die heiligdom uit, as hy uit die hemelse heiligdom uitkom en hy trek sy hoofpriester kleed aan en sy koninklike kleed aan, hy kom haal sy kinders. En hy kom doen die oordeel op die aarde. Waar gaan ons wees? Want as hy my hier gaan vind, is ek verloor. As hy my aan die agterkant gaan vind, is ek gered. Die keuse is ons. Van waar ons gevind word. Jesus sê, dit is so baie mooi. Wanneer hy daar praat en sê, waar Jesaja sê, dit ook sy Here, terwyl hy gevind is. En ons moet hom soek. Maar hier is Jesus se woorde, wat vir my so mooi is, wanneer hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my. Ons het vandag verkeerd so. Kan hy my hier vind? Deur God se genade nie. Kan hy my hier vind?
Asseblief. Want dan beteken dit nog, ek het nooit gekom by die plek waar hy my wil hê nie. Gaan hy my liefhet? Ja. As ek kry. Yes, right. Dat is 'n bietjie, kom ons praat. Julle, die heiligdom wys ons die verlossingsplan. En klein gedeeltjies wat uitstaan, het soveel betekenis vir ons wat in hierdie tyd lewe. En die koms is spoedig, ons weet nie hoe spoedig nie, maar ons sien met die tekens wat om ons plaasvind dat dit nie meer lank kan wees. Hy het ons verlos uit slawerny. Want ons is al deur die doopwater, maar dalk gaan ons nog hier rond waar ons nog besig is om te groei, maar Here, in die groeiproses help ons om te kom by die agterkant waar ons pas kan staan in U. Daar waar ons weet Satan kan ons nie bykom. En Here, die versoekings gaan daar wees, gaan tye wees wat ons soms iets doen wat ons nie moet doen nie, maar dankie dat ons daai versekering het, die is daar om vir ons in te staan. Maar Here, die dag van die dag uitbeweeg. En ons nie daar gevind is nie, is ongelooflik. En daarom wil ons vra dat U ons sal seël deur die Heilige Gees die dag van ons verlossing. Dat ons veilig kan wees en gereed kan wees om te doen. Dankie vir die boodskap, dankie vir wat U aan ons stoot. Maak ons dit te harte neem en daarvoor ons gekondeer. Maar asseblief in Jesus naam. Amen.